that saved a wretch like me. Goeiedag. Ons kyk weer na die evangelie, die goeie nuus van Jesus Christus, dit wat bykans 2000 jaar teruggekom het, en dit is werklik goeie nuus. Jesus het gesê, dit is volbring. En dit is so belangrik dat ons gaan kyk dat ons hierdie besonderse voorreg het, dat God vir ons 'n woord gegee het, 'n skrif gegee het, waarin ons kan kyk wat ons hierdie woord wat God spreek, of wat God gespreek het, vir ons opgeteken is, en die persone wat dit opgeteken het dit opgeteken nie as om 'n Bybel te skryf nie, dat dit die werklikheid was, en dat dit dan opgeneem is in die skrif, absoluut heilig, deur die Heilige Gees geïnspireer. As ons gaan kyk na 1 Tessalonisense 2 vers 13, dan sê hy, toe julle die woord gehoor het wat ek tot julle spreek, skryf Paulus, hy sê, het julle dit nie aangeneem as 'n woord van 'n mens nie, maar vir wat dit werklik is, die genuine werklikheid daarvan. Hy sê, as die woord van God. Nou gaan hy verder, dan sê hy, wat ook werk in julle wat glo. So nou besef ons dat hierdie is die woord van God, hy werk in ons wat glo, met ander woorde, geloof is aanvaarding, vir dit, die mense wat dit aanvaar. En dan sien 'n mens die waterskeiding van die kruis, waar die skrif voor die tyd gesê het, voor die kruis gesê het, my volk gaan verlore weens 'n gebrek aan kennis. Kom hy en dan sê hy in Efesiërs 4 vers 18, julle is nou net geskei van die lewe van God, die genuine lewe van God, deur onkunde. Net onkunde omdat ons nie in die skrif inkyk nie, net onkunde omdat ons bly verdeel, en elkeen sy eie siening het, net onkunde, hy sê, omdat julle harte verhard. Wanneer jy die goeie nuus hoor, dan sal die vyand in jou werk om jou hart te verhard daaroor. Maar die werklikheid is, as die Gees daar met jou besig is, dan sal hier die absolute fontein word van lewende water, wat voortbring tot in die ewige lewe. So sê Jesus homself. Maar nou kyk ek het dit verlede keer ook net genoem, as ons gaan kyk na die brief aan die Galasiërs, het die mens nou gekom met ander vertalings. Die mens probeer die skrif al hoe meer vertaal en beter verstaan en meer aanvaarbaar te maak. En dan sien 'n mens, maar selfs Paulus skryf daar in die brief aan die Korintiërs, hy sê, toe julle hierdie woord gehoor het julle dit aangeneem net soos wat dit hier staan. Hy sê, lees dit soos wat dit hier staan. Hy sê, en ek hoop julle sal dit ook tot die einde toe so verstaan, dat dit nie jou idee is van dit nie. Nou, sit ek net weer en kyk aan die brief aan die Galasiërs, het die mense nou so 'n stukkie bo, en ek het dit vorige keer ook gesê, gaan inskryf, 'n opskrif oor die hoofstuk, waar hy praat, die brief is geskryf om die gemeentes in Galasië te waarsku teen die optrede van die sekere dwaalleraars, wat van elders af ingedring het. Hierdie mense het die gesag van die apostel betwis en het verkondig dat die nie-Jode, die heidene, met ander woorde, slegs ook gered kan word deur die wet van Moses te onderhou. Paulus reageer skerp deur daarop te wys dat hy sy apostelskap direk van Christus ontvang het. Hy het dit direk van Christus ontvang. En dat verlossing verkry word deur in Christus te glo, net te glo. Mense, ons moet besef, die water is die suiwerste by die fontein, se oog. Met ander woorde, na mate hy nou afgegaan het in die stroom, dan word hy besoedel. Hier kom Paulus, hy sê, hy het direk van Jesus Christus af ontvang, dat verlossing verkry word slegs deur in Christus te glo. Geloof is oortuiging. En hierdie skrif oortuig ons van daardie werk. Hy sê, nie deur wetsonderhouding nie. Christus het die gelowiges vrygemaak van die wet. En nou moet die vrug van die Heilige Gees in hulle lewe sigbaar word. Nou moet die vrug van die Heilige Gees in hulle lewe sigbaar word. In ander woorde, hy sê die vrug van die Heilige Gees, dis wat Galasiërs 5 vers 22 ook vir ons sê, dis 'n vrug, en die Heilige Gees dra die vrug. Die Ou Testament, die wet was, jy moes die vrug dra. Nou sê die skrif vir ons hoeveel plekke. Hoor mooi Galasiërs 5 vers 22, hy sê die vrug van die Gees. Dis ook nie vrugte is of daar baie is waarvan jy kan kies hoe jy van hou nie.
Dis die Gees wat die vrug indra, en daar is een Gees en daar is een vrug en daar is een Jesus Christus. So ons moet begin agslaan op hierdie werklikhede van die skrif. Nou sit ek baie keer en dink ons sit nou met hierdie werklikheid van tekort aan water en tekort aan krag, maar daar is altyd ietsie daar uit te leer. Jy weet nou, sit ek en ek het nou hierdie 5 liter waterbottels of kanne, wat jy het nou kan noem, en nou gaar ek maar bietjie water in dit op, en nou sit ek, nou het ek 10 van hierdie 5 liters, en met ander woorde, nou het ek 50 liter, maar nou het ek op skool geleer, as ek 1 5 liter bysit, dan het ek 10% meer. As ek 2 5 liters bysit, dan het ek 20% meer. Met ander woorde, daar is nou 'n groot werklikheid aan dit, om dan net so 1 of 2 kanne meer te hê. Nou koop ek hierdie seep in 5 liters, wat ek gebruik, en nou wil ek daardie seepkanne, want jy sukkel om hom skoon te kry, want nou gaan ek dit op 5 liter ingegooi, nou probeer ek dit uitgooi, nou sien ek maar die water maak nog steeds skuim. Nou wil ek daai 5 liter seepkanne skoon maak. Nou gaan ek, en die maklikste ding om iets mee skoon te maak is met seep. Jy vat seep, as jy ding wat nie skoon is nie, skoon wil kry, dan vat jy seep. Maar dis nie nodig om in daai seepkan seep te gooi nie, want seep is juist die probleem, dat hy is vol seep. Met ander woorde, hoe kry jy daardie kan skoon van die seep? En dit is deur die net skoon water in te gooi, en om te skud, en dan om te laat staan, en weer nuwe water in te gooi, en weer nuwe water in te gooi, en dan word daai kan silwer skoon, sonder dat hy enigstens seep het, of as jy dit uitgooi, dat hy skuim maak. Met ander woorde, die seep is die manier hoe die mens in die Ou Testament homself moet skoon kry, as ons dit nou net as 'n vergelyking kon gebruik. So as jy iets het, dan moet jy die wet gebruik, om jouself skoon te probeer kry, en jy moet die wet gebruik, en nou sit jy en jy gaan kyk hierna, byvoorbeeld Galasiërs 5, wat hy dan kom, mooi skrif, Paulus sê, staan dan vas in die vryheid waarmee Christus julle vrygemaak het, en moenie weer onder 'n juk van slawerny kom nie. Nou gaan hy weer hierso, dan sê hy in die 6de vers, want in Christus Jesus het nog die besnydenis, nog die onbesnydenheid enige krag, maar die geloof wat deur die liefde werk. Hy sê, hy gaan verder hierso, hy sê, 'n bietjie suurdeeg, vers 9, maak die hele deeg suur. Jesus het dit met die mense gepraat, nadat hy hierdie brood vermeerder het, dan gaan hy in 'n klim in die skip, en hy sê vir hulle, hy begin praat oor die suurdeeg van die Fariseërs. Hy sê 'n bietjie suurdeeg, deursuur die hele deeg. Hy sê pas op vir die suurdeeg van die Fariseërs. So mense, nou praat hy daar met ons. Hy sê pas op van die manier hoe jy deur die wet dinge wil probeer skoonmaak, want daar het 'n groter werklikheid gekom. En dit kry ons byvoorbeeld in Jesus se woorde self, wat hy vir ons in Johannes gee hier, Johannes 4, praat hy daarvan, dat Jesus kom by die Samaritaanse vrou, en hy begin met haar praat, en hulle begin praat oor die water, en sy sê vir hom, man, wees jy wat 'n Jood is, om vir my wat 'n Samaritaan is te vra vir water. En Jesus kom en hy sê vir haar, weet jy, hierdie water wat ek vir jou gee, sal in jou word 'n fontein. Hy sê, hierdie water sal jou reinig. Ons kyk net so 'n bietjie hierso, hy sê in die 10de vers, maar Jesus antwoord en sê vir haar, as jy die gawe van God geken het en geweet het wie is dit hy wat vir jou sê, gee vir my water om te drink, sal jy hom gevra het, en hy sou vir jou die lewende water gegee het. En die vrou kyk, sy sê, jy het nie eens 'n skepding nie, want jy sien, hierdie is nie 'n natuurlike water, wat jy 'n skepding het om af te gaan in die put nie. Later praat die skrif daarvan, wie sal in die hemel opvaar, wie sal in die aarde afgaan. Dis nie iets wat jy deur onder moet gaan skep, of daar bo moet gaan haal nie. Hierdie groot werklikheid, waar sal u die water van kry? En nou begin sy sê, maar hoorie, is u dan groter as ons vader Jakob? Vader Jakob het vir ons hierdie put gegee, hierdie natuurlike manier. Mense, wat 'n werklikheid was, sy sê, en nog nooit het iemand dors gekry nie, en hy en sy seuns en hulle vee, almal het van dit gedrink. Dit was die ou bedeling. Jy sien, Jesus praat hier oor die wet, hy praat oor die eerste verbond, hy praat oor die natuurlike.
En Jesus antwoord vir haar, elkeen wat van hierdie water drink, sal weer dors kry. Maar elkeen wat drink van die water wat ek hom sal gee, sal in ewigheid nooit dors kry nie. Maar die water wat ek hom sal gee, sal in hom word 'n fontein van water, wat sal opspring tot in die ewige lewe. En hierdie vrou hoor hierdie woord, want die skrif sê, geloof kom deur die gehoor, gehoor deur die woord van God. En hierdie woord van God word gespreek en dadelik sê sy, ek soek daai water, ek soek daai water. Maar nou ja, net soos wat die werklikheid nou is, nou wil ons die ding skoonmaak, nou wil die mense homself begin skoonmaak. Nou begin die vrou met Jesus praat en sy sê vir hom, watter berg is nou die belangrikste? Waar moet ons aanbid? Want dit is nie die fontein nie, nou is dit die dieptes nie, nou is dit die hoogtes. Watter berg is die belangrikste om te aanbid? En jy sien, nou begin sy seebuisheid. Sy begin nou 'n natuurlike redenasie kry om hierdie werklikheid skoon te maak, nee. Soos wat sy gehad het. Jesus sê, gaan roep jou man. Sy sê, ek het nie man. Sy sê, ja, jy het al 5 mans gehad. En die wat jy nou het, is ook nie jou man nie. Met ander woorde, jy het al 5 verskillende maniere probeer om hierdie ding skoon te kry, en jy kon hom nie skoon kry. Maar hier staan die een, en dit waarmee jy nou besig is ook nie. Mense, dit is, ons moet gaan kyk, hy sê, julle maak die werk van God kragteloos deur julle tradisies, Matteus 15 vers 6. Met ander woorde, ons is so besig met ons eie pogings om by God uit te kom. Dis die Ou Testament, hulle het torings gebou om by God uit te kom, hulle het offerandes gebring en al die goede, maar hulle kon nooit weer met daai werklikheid uitkom nie. En Jesus sê vir haar, in die 23ste vers, sê vir hierdie vrou, hy sê vir haar, maar daar kom 'n uur, en dis nou, wanneer die ware aanbidders die Vader in gees en in waarheid sal aanbid. Want die Vader soek ook mense wat hom so aanbid, dan die so streepietjie op. Met ander woorde, so aanbid. Hoe aanbid jy God? Nie om te probeer neerval en te smeek vir iets en op te vaar of af te daal nie. Hy sê nee, God is gees en die wat hom aanbid, moet hom in gees en in waarheid aanbid. In gees en in waarheid, Jesus is die waarheid. Jesus gaan verder in Johannes 6 vers 63 gaan sê hy, die vlees stel vir niks. Hy sê die woorde wat ek vir jou spreek is gees en is lewe. Jou pogings tel niks. Jy gaan sien die hele werklikheid van die skrif, die nakruis, dit wat Jesus kom doen het, is absoluut net die werklikheid wat God gedoen het. Die tempel se gordyn het van bo na onder geskeur. Dis 'n werklikheid wat God gedoen het, want hy het in Genesis 3 vers 15 beloof, vrou, jou saad gaan sy kop vermorsel. Nie hy nie, nie Adam nie, julle het opgemors. Die saad gaan ek stuur, hy gaan die probleem oplos. Nou moet ons onsself vra, het Jesus die probleem opgelos of het hy nie? Dis so wonderlik, en dit is hoekom dit die goeie nuus is, en dis hoekom die vyand dit sal teenstaan, dat ons na hierdie werklikhede gaan kyk. So nou gaan hy dadelik, en nou kom sy hier in die 28ste vers, en die vrou het toe haar waterkan laat staan, en hy stad gegaan en vir die mense gesê, kom kyk, ek het die werklikheid gesien. Ander woorde, as jy nie op 'n punt kom, en die manier hoe jy in die natuurlike gaan en skep, nee, met ander woorde afdaal, hy sê, Kolossense 3, sê hy, as julle dan saam Christus opgewek het, soek die dinge daarbo, nie die dinge wat op aarde is nie. Want die werklikheid is nou, hy sê, jou lewe is nou saam met Christus verborge in God, Kolossense 3 vers 3. So baie, baie belangrik, en dadelik laat sy die natuurlike manier, hoe jy by God probeer uitkom, hoe jy aan die lewe probeer bly, hoe jy jouself probeer skoonmaak, dat val sy in sy hardloop na die stad. Sy sê, weet jy wat, ek het die werklikheid gesien. En kyk wat gebeur as jy die natuurlike los, jou manier van dinge doen. Laat ons gelees, die nuwe vertaling sê, daar's net een manier. En mense probeer dit nog op hulle eie manier. En die mense kom in vers 41, en baie meer het op grond van sy woord geglo, van die woord van God. Jy sien, as ons nie in ons bediening die woord van God gebruik nie, as ons nog daar is waar ons eie stories wil vertel, dan moet mense vashou aan jou stories. As jy die mense by 'n werklikheid wil inbring, dan moet jy die werklikheid vir hulle hou. Maar die oomblik wat jy mense vasmaak aan die woord, dan is die woord die een wat die werklikheid doen. Hy sê,
Baie meer het op grond van sy woord geglo. Dit wat hy sê, hierdie woord is gees en is lewe. Hy sê, en hy het aan die vrou gesê, ons glo nie meer op grond van wat jy gesê het nie, want ons het self gehoor en ons weet dat hy waarlik die Christus, die saligmaker van die wêreld is. Mense, dit is so belangrik, as ek met mense praat, byvoorbeeld, en ek dink ons julle by die sentrum se siening is, om mense aan die woord vas te maak, want dan het jy altyd die antwoord by jou. Jy het altyd die antwoord by jou. Dis nie meer dat jy moet gaan sit en jy moet laat iemand anderste vir jou 'n werklikheid. Dis hoekom die skrif praat van hierdie melk. Melk is kos wat die bees of wie ook al die moeder vat en sy vat hierdie vaste spys, sy verteer dit en dan gee sy dit in 'n baie eenvoudige vorm vir die kleintjie. Nou dit is melk. Hy sê maar moenie op melk bly nie. Kom op 'n punt waar jy by jou eie werklikheid uitkom. Dat dit nie meer gaan dat jy moet iemand daarvoor hê wat vir jou sê hoe dinge werk nie, dat jy self die antwoord kan hê. In ander woorde, dan sal jy nooit weer in die probleem kom nie. Nou as ons weer terug gaan na Galasiërs 4 toe. Ons gaan kyk na Galasiërs 4. So belangrik as 'n mens gaan kyk na wat die skrif sê, want die skrif moedig ons aan om by 'n groter werklikheid uit te kom, want die hele doel is gees. Dis nie jy nie vlees nie. Hoor hoe sê hy, maar ek sê, solank as die erfgename kind is, verskil hy niks van 'n diensknegt nie. Al is hy heer van alles, maar hy staan onder voogde en bestuurders tot op die tyd tevore deur die Vader bepaal. So was ons ook. Hy sê, so was ons, mense, nie is nie, was. Ons ook toe ons kinders was, in diensbaarheid onder die eerste beginsels van die wêreld, maar toe die volheid van die tyd gekom het, het God sy seun uitgestuur, gebore uit 'n vrou, gebore onder die wet, om die wat onder die wet was, los te koop, sodat ons nou aanneming tot kinders kan ontvang. Met ander woorde, die nuwe vertaling sê seuns, dat jy nou 'n seun kan wees. Mense, dit is so belangrik dat ons hierdie werklikheid gaan sien voor die kruis, en dit na die kruis. Die kruis was met ander woorde die waterskeiding tussen die ou en die nuwe. Die wat hierdie kant is die kant, die wat hierdie kant is hierdie kant. Hoor hoe mooi praat hy hier in Titus 3. Dan praat hy in die 3de vers hoe jy was. Selfde redenasie met die Samaritaanse vrou. Want ons was ook vroeër onverstandig, ongehoorsaam, op 'n dwaalweg, verslaaf aan allerhande begeerlikhede en sinsgenot. En ons het in boosheid en afguns gelewe, en ons was hatlik en het mekaar gehaat. Vers 4, maar toe Christus op die toneel verskyn. Mense, ons moet na hierdie maar gaan kyk in die skrif, is 'n kanselleringswoord. Hy kanselleer die ou, hy bring die nuwe. Hy sê, maar toe die goedertierenheid van God ons verlosser en sy liefde tot die mens verskyn het, nie op grond van die werke van geregtigheid wat ons gedoen het nie, hoe jy die seep met seep probeer skoonmaak het nie. Hy sê, maar na sy groote barmhartigheid het hy ons gered. Hy het ons gered. Het hy ons gered? Hy het ons gered. Deur die bad van die wedergeboorte en die vernuwing deur die Heilige Gees. Daar sien jy dit. Die bad van die wedergeboorte. Dis hoe jy iets skoon kry, is dat daar's 'n wedergeboorte, 'n nuwe werklikheid, wat hy ryklik uitgestort het op ons deur Jesus Christus ons verlosser. Sien jy? Sodat, hier kom sodat, met ander woorde, sodat sê, al hierdie goed gaan jou by 'n werklikheid uitbring. Dis hoekom sodat daar is. Hy sê, sodat ons geregverdig deur sy genade, erfgename kan word ooreenkomstig die hoop van die ewige lewe. Sien jy Galasiërs 4? Hy sê, ons was kinders gewees. Maar toe die regte tyd gekom het, het God sy seun uitgestuur om vir ons iets te doen. Deur die wedergeboorte het hy dit vir ons gedoen. Hy het vir ons 'n nuwe lewe gegee. Dit bly my keuse, jou keuse. Wil ons dit aanvaar, wil ons dit nie aanvaar nie. En dit is die belangrikste van die wedergeboorte. As ons net gaan kyk na hierdie werklikheid van die wedergeboorte, dis nie om die ou seepskan skoon te maak nie. Dit is 'n nuwe werklikheid wat God in Christus gedoen het, 'n splinter nuwe werklikheid. Weet jy, hy kom in, as jy net kyk aan wedergeboorte, wat beteken 'n geboorte? Dis 'n nuwe lewe, wat nog nie bestaan het nie, is nou daar.
Hy's los van die oue. En dan gaan kyk ons na die werklikheid, dan praat Jesus hier met die disippels in Matteus 19 vers 28. Hy sê, dat julle moet my volg tot in die wedergeboorte. Met ander woorde, hulle moes saam met hom bly, tot by die wedergeboorte. Wanneer was die wedergeboorte? Jesus praat met Nikodemus, dan sê hy vir Nikodemus in Johannes 3, hy sê, hier Nikodemus kom na hom toe, hy sê, Nikodemus, as jy nie weergebore word nie, sal jy die koninkryk van God nie sien nie. Antwoorde, die vereiste is wedergeboorte. En so gaan ons saam. Johannes 19, kyk ons hier na vers 39, hy sê, Nikodemus, wat die eerste maal in die nag na Jesus gaan het ook gekom, en die mengsel van mirre en alweer, en omtrent 100 pond gewig, en hulle het die liggaam van Jesus geneem en dit in doeke toegedraai, saam met die speserye soos die gewoonte van die Jode is om te begrawe, en daar was op 'n plek waar hy gekruisig is 'n tuin, en in die tuin 'n nuwe graf waar nog niemand ooit in neergelê was nie. Daar het hulle Jesus toe neergelê, weens die voorbereiding van die Jode, omdat die graf naby was. Dan sien jy hierdie werklikheid van wat Jesus gedoen het. Hier gaan Nikodemus, onthou Nikodemus, was saam met Jesus gewees. Hy is die een wat in Johannes 3 na Jesus toe gekom het, en Jesus het hom gesê, die wedergeboorte is belangrik. Hoe gaan die wedergeboorte werk? Dis 'n nuwe lewe. Hier het hy die voorreg, toe Jesus aan die kruis gehang het en gesterf het, toe hy gegaan, en hulle het, Jesus gaan, hulle het die liggaam van Jesus, Josef van Arimatea, het gegaan en die liggaam van Jesus gevra, en Nikodemus was saam. Nikodemus het hom gevolg deur die hele tyd, om hierdie werklikheid van die wedergeboorte, wat hy in Johannes 3 nie verstaan het nie, te gaan sien, word Jesus weer teruggesit in die maagdelike graf. Hy gaan weer terug in die aarde, want die mens was uit stof, die mens, Jesus was 100% mens, hy was 100% God, om daar te voldoen wat die Ou Testament van die mens verwag het, gaan hy terug in hierdie maagdelike graf. Jesus het gesê, dit is volbring, die klip is weggerol, en daar het die hele werklikheid plaasgevind, van die wedergeboorte. En dit is hoekom Jesus dan, hoekom Petrus skryf. Dit is hoekom Petrus skryf in 1 Petrus 1 vers 3. As ons praat van die wedergeboorte, dan sê hy, geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat na sy groot barmhartigheid ons die wedergeboorte geskenk het. Wedergeboorte is 'n geskenk, dis God na sy groot barmhartigheid, tot 'n lewende hoop, wanneer? By die opstanding van Jesus Christus uit die dode. En Nikodemus kon hierdie werklikheid ervaar, waar Jesus gesterf het om te doen wat die oue van hom verwag het, en hy het vir ons nou 'n nuwe lewe gegee, 'n wedergeboorte, 'n geboorte van bo af, en hy stort sy lewe, wat ons dan nou lees in die eerste verse van Handelinge, dan sê hy, en hy stort sy lewe weer uit op elke vlees. Kyk mooi as ons gaan kyk na die werklikheid van die wedergeboorte. 1 Johannes 5, dan praat hy hierso so vers 18, ons weet dat elkeen wat nou uit God gebore is, nie sondig nie, maar hy wat uit God gebore is, bewaar homself, en die bose het geen vat op hom nie. Met ander woorde, dis 'n nuwe lewe. Dis nie meer ons wat probeer deur die wet, deur die seep, om 'n werklikheid, ons ou lewe skoon te maak nie. Ons het absoluut 'n nuwe lewe ontvang van Jesus Christus. Mense, dit is so belangrik dat ons agslaan na die woord, want toe die mense in Johannes 4 gehoor het die woord wat Jesus praat, het die hele stad gesê, ons glo nie meer op grond van wat jy gesê het nie, maar ons hoor nou self. Kom hoor self, wat sê die woord van God, want dit is gees en dit is lewe. Amen.